Pafs Huiskerk. Ek lees vandag vir ons uit Kolossense 1 vers 1 tot 12. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, en die broer Timotheus, aan die heiliges in Kolosse, gelowige broers in Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader. Elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus, en die liefde wat julle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Julle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid, die evangelie, julle bereik het. Soos oral in die wêreld het die evangelie van die dag dat julle van God se genade gehoor en dit werklik verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. Dit het julle geleer by Epafras, ons geliefde medewerker, wat terwille van julle 'n getroue diensknegt van Christus is. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en om in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. So, sê nou maar jy kry 'n brief, die van julle wat ook nog briewe kry, of dalk eerder 'n e-mail of 'n WhatsApp, wat vir jou sê, ek dank God vir jou, ek bid vir jou. Hoe gaan dit jou laat voel? Ek dink dis nogal lekker om so 'n brief te kry, want dit bemoedig 'n mens en dit versterk 'n mens sommer. En dis hoe Paulus sy brief aan die gemeente in Kolosse begin. Hy dank God vir die gemeente. En hy dank hulle vir hulle geloof in Christus, hy dank hulle dat hulle so lief is vir almal, en hy dank hulle vir die hoop wat vrug dra in hulle lewe. Nou dit sê vir ons dat hierdie brief is nie 'n teologiese lesing nie, dit is 'n pastorale brief. Paulus skryf dit om die gemeente aan te moedig en te bemoedig en hulle te help om hulle geloof in elke dag, in die realiteite van die lewe te kan uitleef. Dan na hierdie groet gee Paulus erkenning aan Epafras, een van sy medewerkers. Epafras was soos 'n leier in die gemeente. Hy het die mense geleer, hy het vir hulle omgegee, hy het hulle ondersteun. Nou ek dink die meeste van ons, as ons 'n bietjie dink oor ons lewens, kan getuig van iemand wat 'n Epafras in ons lewens was. Dalk is al meer as een so 'n persoon. Mense wat vir ons geleer het wat dit beteken om gelowig te wees. Mense wat ons gehelp het en ondersteun het in ons lewens. As ek terugkyk oor my lewe, dan sien ek 'n paar sulke mense raak. En dis ook asof hulle net altyd op die regte tyd in my lewe ingekom het. Daai tyd wanneer ek dit die nodigste gehad het, dan was hulle daar. So ek dink ons moet ook soos Paulus eer gee aan sulke mense. En vir die Here dankie sê vir hulle. Maar terselfdertyd dink ek moet ons ook oop wees daarvoor dat die Here ons dalk wil gebruik, vir my dalk wil gebruik, om 'n Epafras in iemand anders se lewe te wees. Ons moet nie so vasgevang raak in ons eie lewens, dat ons nie ruimte het om 'n Epafras dalk vir iemand anders te kan wees nie. Ons het mekaar nodig. En die Here wil ons gebruik in mekaar se lewens. So nadat Paulus nou so erkenning gegee het aan hierdie verskillende mense, dan bid hy ook vir hulle. In vers 9 begin Paulus met die woorde, daarom dan. Met ander woorde, hy sê, in die lig van alles wat ek nou van julle gehoor het, daarom bid ek dan vir julle vir nog meer kennis van God, nog meer krag en geduld, en dat julle lewens sal vrug dra. Daar is mos 'n spreekwoord wat sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nou, dis dieselfde met geloof. Mense sien hoe ons glo en wat ons glo, deur die vrug daarvan. Die manier hoe ons geloof uitleef, wys vir mense wat ons glo en hoe ons glo. Maar dit is nie altyd maklik om so te leef. Dit is altyd maklik om hierdie goed uit te leef wat Paulus en Jesus vir ons sê nie. En ek dink Paulus weet dit, daarom bid hy daarvoor. En dit is 'n gebed wat ons
almal elke dag nodig het, dink ek. Dan wil ek uitkom by vers 11 en 12. In hierdie verse sien ons dat Paulus bid dat die gemeente, dat hulle deur die mag van God se heerlikheid al die krag sal ontvang om geduldig in alles te volhard, en dat hulle met blydskap die Vader sal dank. So eerstens bid Paulus dat hulle sterk sal bly deur die krag wat hulle van God ontvang. Nou as ons dink oor die krag van God, dan is ons baie keer geneig om daaraan te dink soos 'n Marvel movie, dat God is soos 'n superhero wat inkom in ons lewens en ligte wat flikker en baie dramaties dinge kom uitsorteer en gaan kom regmaak in die wêreld. Maar God se krag wat in ons lewens werk, dink ek is die meeste van die tyd nie so nie. God se krag is baie meer gewoon. Dis bietjie meer soos 'n stille krag wat aan die werk is in die wêreld. God se krag help ons om net deur die gewone dinge van elke dag te kom. God se krag is soms net om vroeg te kan opstaan en vir ons families te kan bid. Dit wys wanneer jy jou werk getrou en eerlik kan doen. God se krag help ons om geduld te hê wanneer verhoudings moeilik is en messy is. Dink aan ouers wat elke dag na hulle kinders omsien sonder om groot ophef daarvan te maak en sonder dat daar vir hulle hande geklap word. Dis in hierdie alledaagse oomblikke wanneer God se krag die meeste sigbaar is. Paulus sê dan ook dat God se krag ons sal help om met geduld te volhard. Hy bid dat ons sal help om met geduld te volhard. Maar asof dit nie moeilik genoeg is nie, maak Paulus dit nog moeiliker en hy sê, mens moet dit met blydskap doen. Om te volhard is een ding, maar om dit met geduld en blydskap te doen is iets heeltemal anders. So wat beteken dit? Hoe moet 'n mens dit verstaan? 'n Vriend van ons het eendag vir ons vertel hoe dit is om 'n marathon te hardloop. Nou 'n gewone marathon is 42 km. Die Two Oceans is 'n ultramarathon wat 56 km is. So hy vertel dat in 'n marathon van so 30-35 km af begin dit regtig moeilik raak. Want dis wanneer jy regtig moeg begin raak en jou bene en jou lyf raak seer en jy begin twyfel in jouself en of jy dit gaan kan maak. En 'n mens sien soms so die pyn op mense se gesigte as dit begin gebeur. Maar hy sê dan baie keer kom daar dan 'n oomblik wanneer jy iemand raak sien wat jou aanmoedig. Nou, dit kan 'n familielid wees of 'n vriend wees of dit kan selfs 'n vreemdeling wees wat jou aanmoedig en jy sien dit en skielik voel jy ook sommer beter en die uitdrukking van pyn op jou gesig verander in 'n glimlag. So jy is nog steeds besig om te hardloop, dis nog steeds seer en jy is nog steeds besig om swaar te kry, maar daar's ook blydskap. Nou dis wat dit beteken om te volhard met blydskap. Volharding met blydskap beteken nie dat die moeilike goed nou sommer net gaan weggaan nie. Dis nie die afwesigheid van moeilikheid en seer en hartseer nie. Dis gesetel in die teenwoordigheid van God in ons lewens. Ons kan volhard met blydskap en met geduld en met dankbaarheid, omdat ons weet wie saam met ons is. Nou, ons word ook hiermee gehelp deur die mense met wie ons lewens deel. Die mense rondom ons. Die heiliges waarvan Paulus in die teks praat. Heiliges is maar net 'n woord in die Nuwe Testament wat gebruik word vir gelowiges. So ons raak bewus van God se teenwoordigheid deur die medegelowiges wat elke dag saam met ons is. Die Epafrasse dalk wat saam met ons is. So as ek dit net alles kan opsom, Paulus moedig ons aan en help ons om ons geloof in elke dag se realiteite te kan uitleef. Hy bid dat ons vir God nog beter sal leer ken en dat ons sal vrug dra in hierdie wêreld. Hy herinner ons dat God se krag ons help deur die gewone dinge van elke dag. En hy bid dat ons met geduld en blydskap kan volhard omdat God saam met ons is. En hy herinner ons dat ons mekaar hiermee moet help. So mag dit waar wees vir elkeen van ons.